vandag om die Here te dien. Ons maak ons harte oop en ek wil hê dat u met vrymoedigheid deelneem. Moenie skaam wees nie. Jy weet, as die Here u aanmoedig om iets te doen en iets te sê, moenie huiwer vir 'n oomblik nie. Kom ons hoor wat die Here vir ons vandag. Kom ons sluit ons oë sodat ons Here se teenwoordigheid dankbaar kan wees voor. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die teenwoordigheid. Ons dankie vir die goedertierenheid, Here, en die genade wat ons ontvang, deur die vrye ingang wat ons het deur die bloed en die liggaam van Christus. Hoe wonderlik is dit, Here, om te weet dat ons kan die almagtige, allerhoogste, alomteenwoordige, alwetende God benader in al ons probleme, Here. Dat ons na U toe kan kom nie net met probleme, Here, maar ook om seëninge te ontvang, om in gesondheid, Here, in krag vorentoe te gaan, Here, om te lewe met die volheid van die evangelie wat U ons gegee het, om 'n getuienis te wees vir Jesus en al wat ons sê en doen. Ons loop en ons prys U vandag in Jesus se wonderlike naam. En hulle wat saamstem sê amen. Amen. Halleluja. Ons gaan die Here aanbid vanmôre. Ons gaan begin met Come Now is the Time to Worship. Ons werk nog met die Afrikaanse liedjies, hulle kom.
Jy weet, dit is so belangrik dat ons weet, dat ons moet kom soos ons is, dat God die verandering in ons lewe kan doen. Ons gaan vanmorgen sê, kan bless the Lord. En as ons die Here bless, dan beteken dit nie, ons maak hom groter nie. Dit beteken, dat as ons die Here bless, dan kom ons na hom toe en ons sê vir die Here, hy is groot, en ons erken dit. Ons bevestig dit. Hallelujah.
aangeroep word. 3 maal heilig, dit beteken is, dit is perfek, daar is geen enige merk op die naam van die Here nie. Hy is heilig bokant alles. Amen. Kom ons sing vandag, Christ is my everything. He is my all. Amen. Is hy alles vir u vandag? Is hy bereid om oor te gee, toe te laat dat hy regeer? Hier waar ons staan, die skrifstuk wat 2 of 3 vergader, hy sê daar sal die teenwoordigheid van die Here homself manifesteer. Met woorde, daar sal 'n vatbare aanraking en die teenwoordigheid van die Here aangevoel word. En daarom gaan ons sing, this is holy ground. We are standing on the holy ground. En ek wil vanmôre vir u sê, dat u met die harte oopmaak, dat die Here kan inkom, dat die Here die verandering kan bring wat ons nodig het, en die krag kan gee wat ons nodig het vir die week, sodat ons kan lewe, tot ons weer by mekaar kom in oorwinning. Dis ons holy ground. Oh
Ons sal 'n lied sing en sy Lord prepare me. Weet ons harte moet voorbereid wees. Hy sê as die saad gesaai word, moet dit in goeie grond gesaai word. So ons sal vanmôre sing Lord prepare me. En as ons sing Lord prepare me, dan wil ek hê jou hart oopmaak en sê, Here, maak my, berei my voor. Laat ek goeie grond is, Here, dat die saad wat by my gesaai is terug oorbring vir die koninkryk van die Here. Kom ons sing vir die Here en ons aanbid hom vanmôre as ons hierdie lied sing. Waar die wonderwerke vir ons gebring.
Here waar U ons gered het met die seun wat U gestuur het om aan die kruis te sterf. Here waar U vir ons vandag onderhou deur die woord, onderhou deur die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sodat ons nie op ons eie krag hoef staan te maak, Here, maar dat ons kan weet dat U is altyd daar om ons deur te dra. Here, maak die saak van die stryd op die omstandighede is waarin ons lewe, Here. Ons weet dat ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. My God, dat is die aanslag hoeveel, weet ons, my God, dat ons nie hoef te huiwer nie, want die woord sê, Here, dat ons is veilig in die palm van die hand. Niks kan ons wegruk of uitdruk in die teenwoordigheid van God nie. Niks kan ons verwyder van die teenwoordigheid van God se liefde nie. En daarom wil ek vanmôre sê, my Vader, ek het U lief. U is die Vader van alle vaders, U is die ware God. Daar is geen ander God bokant U nie, my God. En ons wil U dien met alles wat in ons is vandag. En daarom kom ons, en ons gee onsself aan U oor, Here. As ons hier nie weer sing, Here, sing ons dit, as 'n gebed van ons hart, Here. Ons sing dit, my Here, sodat ons kan sê, Here, maak ons tempels, maak ons 'n heilige plek, waarin U kan woon, my God. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Om die Here met vryheid te dien. Ek wil graag vanmôre die Here het 'n boodskap gister op my hart gelê, want die gister en die eergister al. En die boodskap wat die Here op my hart gelê is dat die Here wil dit doen. Die Here kan dit doen. Die Here gaan dit doen. Dit is nie ek en jy wat dit moet doen. Die Here gaan dit doen. Weet ons is baie keer is ons so dan sê ons ja nee, maar ek wil nie nou na die Here toe kom nie, want ek wil eers net dit regmaak. Of jy weet ek wil nie kom soos ek is nie, want as ek kom soos ek is, gaan die mense dalk nie van my hou nie. Maar ek wil vir jy sê dat jy moet kom soos jy is. Dit maak nie saak wie jy is nie. Ek wil jy vertel, die dag toe ek in die kerk gestap het, dat ek lang hare gehad, ek het gelyk soos 'n hippie. En ek wil vertel, my klere was maar nie van die beste gewees nie, jy weet. Ek het geglo, man, ek dien die Here soos ek wil. My as moet nog na gelyk na drank, jy weet, van die vorige geleenthede wat ek gedrink het, en my liggaam was nie uitgesorteer nie, my taal was nie reg nie. Alles was verkeerd gewees. En elke keer dat ek die verskoning gehad, ja, maar ek wil eers ophou, jy weet, ophou, en ek wil eers dit doen, en ek wil dat doen. En ek wil vanmôre vir jy sê, moet niks doen nie. Kom soos jy is. Kom soos jy is, sodat God kan van jou maak wat hy jou geskep het om te wees. Ons weet nie werklik wat het God ons geskep om te wees.
Ons weet nie werklik wat is die volle potensiaal wat een ek het nie. Dit is net God wat weet. En daarom is dit net God wat dit kan doen. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Ons lewe baie keer in 'n stryd en ons kry swaar. En ons kry nie oorwinning nie, ons weet nie. Want weet jy hoekom? Baie keer is ons besig met ons eie plan. Ons is besig met ons eie dinge wat ons wil doen en ons weet nie wat God wil hê ons moet doen. Ek vra baie keer vir die mense hierdie ding en ek gaan hom vanmôre vir julle ook vra. Wil jy graag hê God met jou planne seën? As jy wil hê God met jou planne seën, lig dit gou jou hand op en sê, Here, ek wil hê my planne seën. Wel, ek is slegte nuus vir jou, hy gaan nie. Want hy klaar 'n plan vir jou. God verander nie van plan nie. Ons doel is om na God toe te gaan en uit te vind wat is sy plan vir ons. Daar is nie 'n plan wat ek na God toe kan vat nie, want ek weet nie wat is my potensiaal. Daar is nie 'n plan wat ek na God toe kan vat nie, want ek weet nie wat God my voorberei het nie. Die skrif sê, God het baie mense vir sekere baggerei voorberei en ander mense is glasware en ander mense is houtware en hy het hulle voorberei vir verskillende doele. En dit is wat ek wil hê jy moet vanmôre weet. Kom na God toe soos jy is. Laat hy dit doen. Laat hy jou voorberei, laat hy jou regmaak, laat hy jou vertel wie en wat jy is. Sodat jy van daar af kan verder gaan. Ek lees vanmôre in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. Hy sê, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. Ek wil jy moet mooi luister. Hy sê, julle volkome toegewyd maak aan hom. Met ander woorde, nie hy aan julle nie, hy is klaar toegewyd. God hoef nie toegewyd. God is klaar toegewyd. Toe hy sy seun aan die kruis laat sterf het hy klaar vir ons bewys dat hy is toegewyd. Met ander woorde, hy hou niks terug nie. En hier waar die skrif wil sê, ek moet toegewyd wees, maak julle geheel en al, met ander woorde, na gees, siel en liggaam, so te bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons die Here Jesus weer kom. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. Sodat julle onberispelik sal wees wanneer ons die Here Jesus weer kom. En ek hou van vers 24. En dit is waar die boodskap sy hoofopskrif vandag vandaan kom. Hy sê, hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, is getrou. Wie gaan dit doen? God gaan dit doen. Dit is nie wat ek gaan doen nie. Ek kan myself nie verander nie. Ek wil sê, die dag toe ek gebore is, moes my ma my leer om 'n tiet te suig. Die dag toe ek gebore is, moes my ma my, eers skoonmaak vir 'n ruk, sodat ek kan leer. En na 'n tyd moes sy my leer om te draai. Ek kon hierdie goed net my eie uit doen nie. My moeder was daar om dit te doen vir my. My pa was daar. En vandag wil ek vir julle sê, jy kan niks uit die eie uit doen nie. As jy nie toelaat dat God dit vir jou doen nie, is jy op die verkeerde pad, dan leer jy iemand anders nie wat om te doen. Want God wil hê jy moet 'n oorwinning leef. Ek hou kyk na Filippense 1 vers 6 met dieselfde ding basies geskryf. Hy bring dieselfde boodskap. Hy sê ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit uit sal uitvoer. Wie die werk in ons begin? God het die werk in ons begin. Wie gaan dit uitvoer? God gaan dit uitvoer. En die woord van God is seker die sê. Hy sê dit sal voleindig op die dag wanneer Christus kom. En aan die ander woord, dit is 'n aanhoudende proses van verandering tot die dag dat Jesus kom, of tot die dag dat ons gaan met God te wees. Dit is nie 'n veranderingsproses wat ek kom en ek sê, okay, ek is nou wedergebore in 19, weet wanneer die jaar ook al nie. Of jy kom terug en jy sê, weet wat, ek is gedoop in die Heilige Gees en wat ook nie. Dit moet 'n daaglikse ervaring wees. Jy moet daagliks met God in kontak wees. Jy moet daagliks toelaat dat God vir die leiding gee, dat God vir die rigting gee. Want jy gaan nie weet wat die rigting moet te loop. Die skrif sê dat God se woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Nou as hy sê hy's 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad, beteken dit hy keer dat ek struikel, maar hy gee ook vir my rigting. Maar dan is sonder God se woord, sonder God se leiding, het ek nie rigting nie. Ek weet nie waarheen om te gaan nie. Sonder God se woord sal ek struikel en val oor die omstandighede rondom my. En ek sal nie met ander woorde ek moet toelaat dat God my wys in alles wat ek moet doen. Nou so baie mense dames kom my sê, maar ek geel op blou verwyder. Die Here gaan nie inmeng daarby nie. Maak net seker dat jy ordentlik aangetrek is. Dis al.
Maar dit is duidelik. Dit is baie duidelik dat ek wil hê jy moet weet dat jy kan nie jouself verander nie. Ons het 'n sondige natuur geërf, sê die skrif. En hierdie sondige natuur sal ons altyd in die verkeerde rigting invat. Ons het iemand wat nodig is om ons, jy kan amper sê, ek weet nie wat se Afrikaanse woord vir dit nie, om te groom, om jou te, jy weet, om jou op te polisheer, sodat jy in die regte rigting gaan. Die verkeerde ding kom outomaties. Kom maar, julle almal kan dit maar gaan kyk. Gaan probeer dit. Die verkeerde ding, om die verkeerde ding te doen, jy hoef nie te oefen om dit te doen nie, dit kom outomaties. Maar om die regte ding te doen, is daar toewyding nodig. En dis wat die Here vanmôre vir ons sien. Hy sê vir ons moet toegewyd wees. Maar nou wil ek wil jy moet sien, daar is 3 dinge wat hy sê, wat moet verander. Hy sê vir ons moet geheel en al, na gees, na siel en liggaam, so bewaar dat jy onberispelik wees. Met ander woorde, my siel, geel en liggaam moet onberispelik wees. So ons moet vanmôre 'n bietjie na kyk, ons gaan 'n bietjie verder gaan, ons gaan in grou in die woord van God in. En as ons kyk, dan kyk ons wat sê die woord. In Hebreërs 4:12 sê, die woord van God is lewendig en kragtig. Daar's 2 dinge wat vir my baie uitstaan nie. Hy's lewendig en hy's kragtig. Hoekom is hy lewendig? Want Jesus lewe. Wie is die woord? Dis Jesus. Jesus lewe. Die woord van God is lewendig. Hy hou nooit op om verandering te bring nie. Hy hou nooit op om verlossing te bring nie. Hy hou nooit op om nuwe hoop te bring nie, om geloof te skep nie. Die woord van God is konstant aan die werk. Dit is kragtig. Met ander woorde, dit kan nie onvolmaak gelaat word nie. Daar waar die woord van God toegang kry, daar bring die woord van God oorwinning. Daar bring die woord van God verandering. Daar bring die woord van God sukses. Want dit is net waar die woord van God toegelaat word. Hy gaan verder, hy sê, dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees. Ek wil vanmôre vir julle sê, die woord van God bring skeiding tussen siel en gees. Hoekom tussen siel en gees? Want jy weet, die gees, ons gees is wedergebore uit die onverganklike saad van God. En ons gees sal in kontak met die gees van God, sal ons gees vir ons konstant die regte leiding gee. Maar weet die siel, wat die verstand en die emosies in ons wil ingesluit het. En die siel sal ons baie keer sê, ja, maar ek wil dit nie doen, hierdie is my plan. Hierdie is my idee. Hierdie is my gedagte. En dis hoekom hy sê dat die woord van God gaan onderskeid tref tussen wat wil God hê, die gees, en wat wil jy hê, die siel. Dit is die woord van God wat onderskeid gaan tref tussen wie is op die regte pad. Jy sal onthou toe Jesus gekruisig is, toe hy gaan bid in die tyd van Getsemane, en toe hy gaan bid in die tyd van sê, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Toe sê hy, maar nie my wil nie, u wil geskied. Daar die woord onderskeid getref. Nie my wil nie, u wil geskied. Daar het hy besluit, Here, ek doen dit nie, u doen dit. U weet, Vader, u weet. Alhoewel hy God was, en nog steeds God is, is hy volkome vir u en vir my in die kruis gesterf, met 'n gewillige hart. Hy het nie gehuil vir 'n oomblik. Die skrif sê hy was soos 'n skaap wat na die slagpaal toe gelei is. En ek glo dit was nie maklik. Ek glo dit is tye wat hy wou uitgeskree het en gesê, maar ek is onskuldig. Maar hy het oorgegee aan God se doel. En dit is wat jy en ek moet doen. God wil iets deur u en my doen. En net hy kan dit doen. Net hy kan ons tot op hy bring. Ek dink aan Polykraal wat op 'n brandstapel gebrand het, toe sing hy nog toe hy op die brandstapel hang. En hulle sê, hy het nie vals geword nie. Hulle sê, daar was nie so 'n twitch in sy stem gewees nie. Hulle sê, hy het gesing. Hoekom? Want God was met hom. God het die werke volbring in hom. Ek dink aan Stefanus, toe hulle Stefanus gekruisig het, toe hulle hom gegooi het met klippe, toe staan hy daar op, toe sê hy, Vader, ontvang my gees. En ons gaan later 'n bietjie na kyk, toe sê hy, ontvang my gees. Hy sê, maar vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Wie kan dit in ons doen behalwe God? Wie kan vir ons daai krag en daai ons krag gee? Daarom sê die skrif, dit is nie deur krag of geweld nie. Hy sê, maar dit is deur die gees
van God wat ons in oorwinning leef. Vanmôre wil ek hê jy moet mooi daarna kyk. Hy sê vir ons, hy gaan verder, hy sê gaan onderskeid tref tussen gewrig en murg. Jy weet, as ons kyk tussen gewrig en murg, kyk ons na twee verskillende dinge. Gewrig kyk ons na krag. Want 'n ketting is altyd net so sterk soos sy swakste skakel. So as jou gewrig te swak is, dan weet julle, was jou gewrig al seer, dan probeer jy ding optel. Dan voel jy kan nie op vir enkele seer, dan probeer jy op hom loop. Of jy nie geseer, dis 'n gewrig. Hierdie gewrig is ons krag. God sê hy gaan onderskei tref tussen ons krag. Hy sal bepaal wat se krag en hoeveel krag hy vir jou toelaat. En dit is sy krag wat in jou gaan werk. Dan praat hy van been. Been is die beenmerg in die senter. Mennoor is die kern van die mens, die gesondheid van die mens. God bepaal ons gesondheid. Daarom sê hy deur die wonde van Jesus, is daar vir ons genesing binne. Maar God is die enigste wat kan doen. En as ek nie na hom toe gaan nie, en ek laat hom nie toe nie, en ek is nie toegewyd aan hom nie, dan kan hy dit nie doen nie. As ek my eie plan het, op my eie plan loop ek op die verkeerde pad, dan sal nie voorsiening vir my gemaak nie. Maar as ek op God se plan is, en ek loop op die paadjie wat God vir my voorberei, dan is daar voorsiening gemaak. Ja, sien as hulle marathon hardloop, sit hulle tafels langs die pad neer. Daar's water op, daar's piesings op, en daar's mediese manne wat kan help as daar 'n probleem kom. Maar jy weet wat, as jy van die pad afdwaal, dan is daar niks. Dan is daar niks. En dis wat ek vanmôre vir julle wil sê. Laat God u lei. Laat God dit doen. Elke besluit in jou lewe, elke saak in jou lewe, vat dit na die Here toe en sê, Here, wat verwag jy van my? Hy gaan verder, hy sê dat hierdie woord, hy sê, gees en gewrig en murg, hy sê, dit oordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart, die bedoelings en die gedagtes van die hart. Jy weet, dit is maklik om baie keer 'n vroom gesig te hou en te doen wat hulle sê, maar die binne is jy nie gelukkig nie. Of jy doen baie keer 'n ding, want jy wil voordeel trek in dit wat jy doen. Laat ek bietjie daar vir hy help met sy kar, miskien gee hy my 'n paar rand, want ek het 'n paar rand nodig. Dit is die bedoeling. Wat is die bedoelings van jou? Nou, God moet so diep in jou lewe ingewortel word. Hy moet so diep in jou lewe, jy weet, heerskappy hê. Dat selfs jou bedoelinge die regte bedoeling is. Dat jou bedoeling is en sê ek wil hom help, want weet jy kom hom, hy's my broer. Hoekom is ek wil hom help want ek weet hy sukkel. Ek weet daar is nie altyd almal wil nie altyd help. As ons na hierdie goedes kyk, dan sien ons kan dit nie vermag nie. Wie van julle kan julle vyande lief hê uit julle self, met julle eie krag? Dis nie maklik. Ek het God nodig. En dit is net God wat dit kan doen. Daarom sê hy vir ons in Johannes sê, ek is die wingerd en julle is die stokke. Hy sê hy wat in my bly sal vrug dra. Hy wat in my bly. Hy wat in my bly. Men word, waar kom die krag? Waar kom die groei? Waar kom die voorsiening vandaan? Waar kom die leiding vandaan? Alles van die broedstok, die van die tak af. Dit werk nie terug van buite af binne toe nie. Dit werk van binne af buite toe. En dit is wat ek wil hê jy moet vanmôre besef. Jy weet, ons kyk baie keer as ek kyk na die siel, kyk ek na die wil, die emosies van 'n mens en ons gedagtepatrone, jy weet, ons gedagtepatrone. En ons gedagtes is baie keer so opgemaak dat al sê 'n ou vir jou man, jy is besig om die verkeerde ding te doen, dan sê iemand, my mind is opgemaak. Ek het klaar my mind opgemaak. Hoekom maak jy jou mind op? Hoekom laat jy God nie vir jou besluit? Ons gaan 'n bietjie kyk vandag na die gees van die mens, wat die kern van die mens is. God sê hy is gees. En hulle wat hom aanbid moet hom in waarheid en gees. Met ander woorde, toe God ons geskep het ons ook gees. Want God het ons na sy ewenbeeld, sy gelykenis. Ons het 'n siel en ons bly in 'n liggaam. Dit is die konstruksie van die mens. Daarom sê God dat jou hele gees, siel en liggaam moet onberispelik bewaar word tot en met die wederkoms van Christus. Met ander woorde, tot ons afsterwe na hom toe gaan. En daarom moet ons kyk na wat is die kern van die mens. Job sê vir ons in Job 32 vers 8 sê, hy sê vir ons, maar dit is die gees in die mens, wat die mens insig gee.
Dit is die wat? Die gees in die mens, wat die mens insig gee. Met ander woorde, jou gees. As jou gees nie wedergebore is nie, het jy verkeerde insig. Die skrif praat in Korintiërs, hy sê, hulle wat nie wedergebore is nie, sal die woord van God nie verstaan nie. Want die gees kan nie daai insig kry nie, die gees kan nie openbaar, dit is die kern van die mens. Maar ons moet dit baie duidelik verstaan, hy sê, die gees wat van die Almagtige afkom, met ander woorde, dit is die een wat ons insig gee, die gees wat van die Almagtige afkom, die wedergebore gees van die mens. Johannes 3 vers 3 sê vir ons, daarom sê Jesus vir Nicodemus, hy sê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hoekom? Want die mense tot val gekom. Die eerste Adam het geval en ons het 'n sondige natuur van die eerste Adam geërf en daai sondige natuur is vasgewortel in die vlees. Nou moet die gees wedergebore word. Maar nou as die gees wedergebore word, verander ons nie onmiddellik nie. Wie van julle weet die dag toe Jesus aangeneem het en al die dinge nie net gestop nie? Toe die volgende oggend opstaan, jy moet nog weer gelus gewees vir huis te kry. Of vir daai drankie wat jy gedrink het, of vir daai vloekwoorde wat jy gehad het, of vir daai gedagtepatroon wat weggaan. Dit was nog steeds daar. Jy weet, daar moes iets gebeur tussenin vir jou lewe om te verander. En dit is wat ons moet bewees. Die gees van die Almagtige God is binne in ons. As ek na 1 Petrus 1 vers 23 gaan, hy sê, julle is immers wedergebore, nie uit 'n verganklike saad nie, maar uit 'n onverganklike saad, die lewende ewige woord van God. In ander woorde, ek is wedergebore deur Jesus Christus. Ek is wedergebore deur die woord van God wat my oortuig het, wat die Heilige Gees tot oortuiging gebring het. Nou gaan ek verder. Hy sê vir ons in Handelinge 7 vers 59 is waar ons gepraat het van Stefanus. Terwyl hulle Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. In ander woorde, hy het nie gesê ontvang my liggaam nie. Hy het nie gesê ontvang nie. Hy ontvang my gees. Jy het 'n gees en die gees het 'n siel. Maar hy woon in 'n liggaam. Ons dien 'n drie-enige God. Ons is 'n drie-enige mens. Siel, gees en liggaam. En daarom moet ons vanmôre daarna kyk. En hy gestenig word. In 'n profesie, daar is 'n brug tussen die gees en die siel. Daar is 'n brug tussen die gees en die siel. En hierdie brug word genoem die vrug van die gees. Want jy weet, dit wat my verstand het, dit wat my siel het, dit wat my gedagtes is, dit wat my verstand het, dit is wat my liggaam gaan doen. Want my verstand sê my liggaam wat om te doen. En nou het God 'n brug gebou tussen die gees van die mens en die siel van die mens. Want hy vir ons gaan en ons gaan 'n bietjie kyk na die siel van die mens. Ons gaan eers kyk net na die vrug van die gees en dan sien dit is alles emosies basies. Die meeste van hierdie goed is emosies of selfbeheersing of wil. Dit is die goedes wat betrokke is. Hy sê Galasiërs 5 vers 22 tot 23, hy sê, die vrug van die gees is daarteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Hy sê, teen sulke dinge het die wet niks. Daar's geen krag te nie. As jy hierdie goedes het, is daai brug gebou. Maar dit kom nie outomaties nie. Ek het weer gesê, die wedergeboorte is 'n onmiddellike proses. Maar vir ons leefwyse om te verander, moet ons hierdie siel van ons herstruktureer. Ons moet hierdie siel van ons hervorm. Want ons moet in Romeine 12 gaan, hy vir ons byvoorbeeld, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Jy sien, hier begin God met ons siel werk. Nou sê God vir ons, jy weet wat, julle met julle denke vernuwe. Hoe moet ek dit vernuwe? Ek moet my siel begin, ek moet my siel begin leer, my denke begin leer. Moenie luister na die dinge van die vlees nie. Luister na die gees. Luister na die dinge van God. Moenie luister na hierdie dinge nie. Hy gaan verder, hy sê vir ons, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons sien die wil van God hierso is goed, aanneemlik en volmaak. Maar daar's 'n groeiproses. Ek verander nie dadelik nie. Ek verander stelselmatig hoe? Deur hoe ek God toelaat om my te verander. Ek kan dit nie doen nie. God moet dit doen.
God moet dit doen. Hy moet jou oortuig van sonde. Want as jy nie glo in sonde nie, gaan jy nie verander. As God nie die oortuiging in jou hart sit, dat is baie stop en dan vra my, dis rook sonde. Dan sal ek kom sê, hoekom vra jy die vraag? Hoekom vra hy, want hy voel skuldig. Hy staan oortuig, is verkeerd. Hy staan oortuig, is verkeerd. Dis kom my vraag. As ek vir jou vra, is dit wat ek doen reg? Outomaties begin ek twyfel of dit wat ek doen reg is. Maar ek is iets meer oortuig, ek is nie meer reg nie. Ek doen nie meer die regte ding. En dit is wat God wil hê. God wil hê ons moet toelaat dat hy verdoen van my. Jy is kosbaar. Jy is deur sy hand geskep. Daar is 'n doel. As jy teruggaan in die woord sien dat een van die profete skryf, hy sê ek is in die baarmoeder van my moeder geskep deur die hand van God. Ek het krag en lewe ontvang. Jeremia sê God sê ek het 'n plan vir jou. Nie jou eie plan nie. Ek het 'n plan vir jou. Nou moet ek hierdie gedagtepatroon my verander. Ek moet nou wegbeweeg van my plan af. Ek moet begin vra God, wat is jou plan? Ek wil jy 'n storie vertel. Dit is nie 'n storie, dis die waarheid. 1976, sorry, 1976 skryf ek matriek. En ek gaan die Sondag kerk toe. En toe ek in die kerk kom, toe roep die pastoor my en hy kom my sê, Johan, hy sê ons het vir jou plek bespreek by Helene. Ons wil jy moet gaan studeer om pastoor te word. En ek kyk om so, ek sê pastoor, ek het baie jammer om jou mee te deel. Ek het klaar geskryf by die universiteit. Ek gaan nie arm pastoor wees, ek gaan 'n ryk ingenieur word. En ek het hoeveel jare van my lewe gemors. Want ek wil my eie plan volg. Ek wil my eie plan volg. En ek sukkel nie vandag nie. Ek sê vir God het my geseën, want toe ek terugkom na die Here toe, die Here my doop daai dag, dit by Heilige Gees soos toe vra hy my wat wil ek hê? Ek sê Here, ek wil so Salomo hê. Ek wil wysheid hê. Ek wil weet hoe om dit te doen. Ek wil weet hoe om getrou te wees. En die Here het my daar opgemaak. Maar ek moes eers my eie plan terugskryf. Want God kon nie met my werk terwyl ek besig was met my plan. God moet dit doen vir jou. God moet dit doen. Hierdie ma's wat baie keer vir die kinders vra, maak asseblief jou bed op en as hulle besig met hulle selfoon. As hulle besig met die selfoon, weet as hy besig met sy plan, kan jy maar sweep om die bed op, hy word nie opgemaak nie. Hulle is besig met hulle eie plan. En dit is wat die Here vir ons praat. Hy sê, hy gaan verder, die woord van die Here gaan verder in Spreuke 3 vers 5 en 6. Hy sê, voltrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat en maak nie. Hy sê, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ken hom in alles. Hy sal dit doen. Met ander woorde, ek moet dit nie doen nie. Ek moet toelaat dat God dit vir my doen. Dis hoekom baie van ons sukkel. Ons wil dit doen. Nou raak ons ongelukkig. Ek het my vrou na die dag gesê, so interessant, baie mense, en jy weet, die duiwel het nie nodig om hulle in die lewe van hulle moeilik te maak. Hulle maak dit so moeilik vir hulle self. Hulle raak baie keer ontstel oor niks. En die Here sê, vertrou op my, dan worry jy. So die duiwel het nie nodig om in te meng daar. Hulle doen dit sommer self. En nou kom ons kyk ons na die emosies, die gedagtes van my wat ek moet verander. Hy sê in Kolossense 3 vers 2 sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Waar moet ek my gedagtes waarbo is? Met ander woorde, wat God se plan, die ewige plan van God. Wat wil God vir my hê? Wat kan die hemel toeval? Wat kan jy vandag hemel toeval? Niks, behalwe seën. En as
as ek toelaat dat God deur my werk, dan gaan ek siele aanraak. En as ek siele aanraak, gaan ek voor die troon van God staan. En hy siele gaan rondom my staan. En dis wat ek kan sê. Dit is wat die Here wil werk. Hy wil deur ons werk, maar ek moet eers oorgee. Ek moet eers oorgee. As ons kyk na Hebreërs 12 vers 1, hy sê terwyl ons dan 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, in Hebreërs 11 gee ons 'n klomp mense van geloof. Hy sê laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voor lê met volharding hardloop. Die wedloop het bane, 'n wedloop het 'n roete. Dit word bepaal deur die mense wat die lewe bepaal, of die wedren bepaal. God het die wedren bepaal. Jy sal moet werk volgens die reëls van God. Jy sal moet wandel op die pad van God. En eers as jy wandel op die pad van God, dan gaan daai berusting vir jou kom. Kolossense 3 vers 15 gaan verder. Hy sê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens deurslag gee. Hoe gaan daai vrede deurslag gee? Eers wanneer ek vertroue het dat dit wat ek doen in lyn is met God se wil. Ek weet nie of julle toe hulle klein was droog gemaak het nie, dan weet julle my pa uitvang. Is dit nag? En jy het nie vrede tot jy daai saak uitgesoek het. Maar as daar niks verkeerd is nie, dan het jy vrede. Dan kan jy met blydskap en hartlik teenwoordig vir jou pa. En nie praat die Here vir ons, hy sê ons moet daai vrede hê. Hy gaan verder, God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. God het ons geroep. Daar's 'n skrif wat ek gister gelees het op die begrafnis. God het ons geroep. Daar's 'n doel vir ons. God het 'n plan vir ons. As jy na Efesiërs 4 vers 1 toe gaan, Efesiërs 4 vers 1 sê, wees waardig van dit wat God jou voor geroep het. Maar hoe gaan ek dit doen as ek nie toelaat dat God dit in my doen nie? Want ek het nie die mag om dit te doen nie. Ek kan myself nie red nie. Ek het nie die mag nie. Psalm 23 vers 3 sê, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Hy gee my nuwe krag. In ander woorde, ek het nie my eie krag nie. Daarom sê ek vir die disippels gesê, wag vir die doop van die Heilige Gees, sodat julle krag kan ontvang om getuienisse te doen. In ander woorde, dit is 'n doel. Daar's 'n doel. Die Here wil hê ons moet wag. Matteus 6 vers 27 sê, trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? Die Here sê, moenie bekommerd wees nie. As jy doen wat God wil hê jy moet doen, pla hierdie goed jou nie. Ek ry baie keer, ons het in Mosambiek gery, toe hulle besig was met die oorlog, dan ry ons in 'n konvooi, dan ry hulle voor ons, dan sê hulle vir ons, as hulle die kar tussen jou uitskiet, moenie stop nie, hou net aan ry. Hou net aan ry, moenie stop nie. Dan ry jy by die kar verby, wat hulle in die vorige rond het jy daar kar gesien, hy het daar gestaan en gewag vir die konvooi, want hulle vat net 'n sekere hoeveelheid kar op 'n slag weer. Dan weet jy daar kar wat daar gestaan, daar brand hy, het hom geskiet. Maar waar is jou gemoedsrus in God? Want ek weet God het my gestuur om daar te wees. God het my gestuur om daar te wees. Ek moes daar wees. Filippense 4 vers 6 tot 9, en dan praat ons nog steeds van die siel. Hy sê vir ons, moet julle oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en gedagtes die wag hou in die gedagtes wag hou in Christus Jesus. Maar hy sal ons beskerm. Hy gaan verder, hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat pryswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jy julle gedagtes rig. Ek vra altyd vir 'n mens, hoe gemaklik sal jy wees as ons hier so tussen mekaar loop en elkeen van jou gedagtes is bekend aan die ander persoon? Hoe gemaklik sal jy voel? Want hier sê die skrif, as jy gedagtes soos jy nie worries nie, dan sal nie probleme nie, dan sal geen bekommernis nie.
Maar as jou gedagtes nie reg is nie, is daar groot bekommernis. Hy sê, wat julle vir my geleer het en ontvang het en gehoor het en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Die liggaam van die Here, ons het gepraat van die gees, nou gepraat van die siel, ons praat nou van die liggaam. Ek wil jy mooi luister. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, hy besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self. Jy behoort nie aan jouself. Ek wil nie vir die persoon langs jou sê vir hom, jy behoort nie aan jouself. Kom aan, sê vir hom, jy behoort nie aan jouself. God het ons gekoop met 'n prys. Hy skryf van verder, hy sê God het ons gekoop met 'n prys. Die prys was Jesus Christus. Daarom moet jy toelaat dat God sy werk in jou doen. Daarom moet jy toelaat. As jou liggaam die tempel van God is, dan kyk ons na Romeine 12 vers 1, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as 'n lewende en heilige. Gee julle self aan wie? Aan God. As 'n lewendige en heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Nie vir myself nie vir my eie plan nie met my eie, vir sy aanneemlik. Aanneemlik vir hom is dit wat hy wil hê ek moet doen. Dit moet aanneemlik doen. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. In ander woorde, hy sê dit is die basiese beginsel van jou godsdienst, is om jouself oor te gee aan God. Laat God dit vir jou doen. Romeine 8 vers 10 tot 14. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan jou die lewe op die grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is, en as gevolg van die sonde, omdat die Gees van hom wat deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood uit opgewek is, ook julle sterklike liggame lewendig maak, deur sy Gees wat in julle woon. In ander woorde, hy praat nie net van die opstanding nie. Hy praat van die feit dat nou, terwyl ek hierso is, sal die Gees van God my liggaam, met ander woorde, my gedagtes self verander, sodat my liggaam se werke verander, dat dit werke van lewe is, nie werke van dood. Is jy bereid om oor te gee? Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewens deur die sondige natuur laat beheer, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sonde praktyke, sal julle lewe. Jy sal onthou toe ek gesê het, die Gees moet vir ons voorskryf. En ek het vir jou gesê dat die oorbrugging tussen die Gees en die siel is die vrug van die Gees. Ons emosies, ons wil, ons gedagtes. Want die vrug van die Gees het al hierdie goed betrek. As jy moet lief hê, en hulle het die lewe vir jou moeilik gemaak, sal ek jou vertel, jou emosies sal altyd in kom. Hulle sal altyd sê, ag nee, wat nou. Ek wil niks met hulle te doen hê. Maar dis nie wat God sê. Dis nie wat God sê. God sê jy moet lief hê. Onvoorwaardelik. Hy sê selfs jou vyande. Ek het eendag ek 'n stryd met 'n man en ek loop met die stryd en ek sê vir die Here, hoe kan jy verwag ek moet hom lief hê? Toe sê die Here my, weet om 'n vyand te gemaak. Want vyandskap kom van twee kante af. Weet om 'n vyand te gemaak. En ek besef dat my eie begeertes om 'n vyand te gemaak. Want ek was nie tevrede met wat hy vir my gedoen het. En daarom moet ons ons saak regmaak. Ek wil vandag vir u sê, jou siel, gees en liggaam moet onberispelik wees. Jou gees moet wedergebore word. Jou siel moet vernuwe word deur die woord van God te ken en deur die hulp van die leiding van die Heilige Gees.
moet dit 'n uitwerking hê op jou liggaam wat eer en verheerliking aan God bring. En dis die boodskap wat ek vandag wil bring. Dis die boodskap wat hier op my hart gelê het. En ek wil nie vanmôre vir hoe sy saak met God. Dis die saak reg. En as die saak nie reg is nie, moenie roep nie. Kom met ons toe bid. Kom met ons saam met jou bid. Kom met ons voorberei vir ons saak met jou. Moenie bekommerd wees oor wat so links wat en regs van jou dink nie. Onthou wat ek vir jou gesê het, dit maak nie saak wat hulle dink nie. Jy moet doen wat God vir jou vra om te doen. Wat vra God vanmôre vir jou om te doen? Amen. Sal dan net sing. En terwyl ons hier sing, gaan ek die vraag om die offerhandes vir die Here te bring en dan gaan ons afsluit met gebed. Ek wil net vanmôre vra as daar enige gebedsversoeke is, julle moet asseblief die gebedsversoeke hier by ons boodskap. Ons het een van ons mense wat in ons kerk is verloor in die Engelse gemeente. Is 'n jong man gewees, paar keer in die kerk toe gekom en werk hy lang ure waarby die Shellgrads en uiteindelik op die einde van die dag toe begin siek word en het afgesterwe. So hy is nie meer met ons nie, hy is taal begrawe al vir het. Ons het eers onlangs daarvan gehoor. En dan wil ek graag weet, as jy 'n behoefte het om te bid, ons wil graag vir jou bid. As jy nie so aan jou voet aan. Ons het hom gebid, nee. As jy plek weer vir hom bid, dan jy kom sit, dan bid ons weer vir hom. Is jy oké? Ja. En ons wil graag vir julle bid. So as daar enige iets is wat julle stryd mee, kom met ons vir bid. Kom staan hier by my en dan bid ek saam met julle. Ek gaan nie by my bid nie, niemand gaan weet waarvoor ons bid nie. Maar ons gaan vir julle bid sodat julle gebed kan hê. Ons wil graag hê julle moet weet dat gebed verander sake. Gebed maak 'n verskil, bring 'n groot verandering. Kom ons sing saam, bring ons offerhandes vir die Here. Jy kan die offerhandes hier ingooi as jy wil, en dan gaan ons sit en dan gaan ons afsluit met gebed. Look up to heaven and
die trekkerry, nog nie begin trek nie. Jy moet ons laat weet dat ons kom help. Ek is ernstig. As jy hulp nodig het, dat ons kom help. Ok, moenie bang wees nie. Ons sal al hierdie ouens inspann om te kom help. Daar sê, gaan dit met Elise goed met Elise, gaan dit met julle familie. Ons bly in julle vanmôre by ons te sien. Dit is regtig 'n voorreg. Ons hoop ons sien julle volgende Sondag weer. Ons kyk uit om julle te sien, sodat dat ons saam met julle pad kan loop. Dit is regtig 'n groot voorreg om julle saam met ons te hê vanmôre. Ons wil regtig julle moet geseën wees. Kom ons buig ons hoofde, dan vra ons die Here se seën. Ons Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat ons die troon kan nader, Here, met vrymoedigheid. Ons dank U, Here, dat ons weet dat U woord in ons harte, Here, deurbraak sal gee en oorwinning sal gee. Dat dit nie net 'n lig vir ons voete en 'n lamp vir ons pad sal wees, Here, maar dat dit totaal en al, Here, vir ons oorwinning sal bring en die brood van die lewe sal word, wat vir ons krag sal gee om in oorwinning te bly lewe. Dankie vanmôre vir elkeen wat 'n offerande gebring het, Here. Ek vra dat U hulle seën. Vra, Here, dat U seëning oor hulle huis sal uitstort, Here, dat die saad wat hulle gesaai het in hierdie koning in die bediening in, Here, dat dit tot voorbeeld van hulle sal trek, Here, sodat hulle sal sien hoe die werke van God mildelik vorentoe gaan. Vra ook, Here, dat elke huisgesin sal beskerm, veilig sal hou, Here. Here, dat U vir hulle gemoedsrus sal gee, dat as die vyand sy aanslag bring, dat hulle staande sal bly, sonder enige huiwering sal vertrou op God en sal toegewyd wees aan God. Vra dat die woord van vanmôre uitgegaan het in elkeen se hart, berusting sal vind, verandering sal bring, Here, sodat hulle God sal dien met totale oorgawe. Seën hulle daarvoor, Vader. Ons dank U vir dit in Jesus naam. Ek wil hê julle moet geseënd wees. Die skrif sê vir ons moet seëninge uitspreek. Ek mag die goedheid en guns van God julle navolg. Mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees altyd vir julle krag gee. Mag julle altyd in oorwinning lewe, as julle lewe onder die skaduwee van die Allerhoogste. God seën julle in Jesus naam. Amen.